Josua, hoofstuk 10. Die koning van Jerusalem, Adoni-Sedek, het gehoor wat Josua met die koning van Ai gedoen het, en dat hy Ai, net soos Jericho en sy koning, met die banvloek getref het. Hy het ook verneem dat die inwoners van Gibeon 'n vredesverdrag met die Israeliete gesluit het en tussen hulle woonagtig was. Dit het hom bang gemaak, want die inwoners van Gibeon was dapper helde, en die stad was 'n groot stad, soos 'n koningsstad, nog groter as wat Ai was. Toe stuur Adoni-Sedek die volgende boodskap na Huam, koning van Hebron, Piram, koning van Jarmut, Jafia, koning van Lagis, en Deber, die koning van Eglon. Julle moet hier na my toe kom en my help om Gibeon te verslaan, want hulle het 'n vredesooreenkoms met Josua en die Israeliete gesluit. Toe kom die konings van Jerusalem, Hebron, Jarmut, Lagis en Eglon, al 5 bymekaar met hulle leers, en beleer Gibeon en veg teen die stad. Die Gibeoniete het 'n boodskap gestuur na Josua in die kamp by Gilgal. Moenie dienaars oorlaat aan hulle eie lot nie. Die Amoritiese konings van die bergwêreld het uitgetrek vir oorlog teen ons. Help ons, trek gou hierheen en verlos ons. Toe trek Josua en al sy dapper soldate van Gilgal af op. Toe sê die Here vir Josua, moenie bang wees vir hulle nie. Kyk, ek gee hulle almal in jou hand oor. Daar sal nie een wees wat teen jou staande bly nie. Josua het deur die nag getrek van Gilgal af en hulle skielik oorval. Toe maak die Here die Amorite verward voor Israel. Daar by Gibeon het Josua 'n groot slag onder hulle geslaan. Met die pad wat oploop na Bet-Goron het hy hulle agtervolg en doodgemaak tot by Aseka en Makeda. Hulle het voor die Israeliete uitgevlug. By Bet-Goron, teen die afdraande, al die pad tot by Aseka, het die Here groot haalstene vanuit die hemel op hulle gegooi. Daar het meer onder die haal gesterf as wat Israel met die swaard omgebring het. Op hierdie dag, toe die Here die Amorite in die hand van die Israeliete gegee het, het Josua in die teenwoordigheid van al die Israeliete met die Here gepraat. Hy het gesê, in Gibeon moet die son tog stil staan en in die vlakte van Ayalon die maan. Toe het die son en die maan stil gaan staan tot die volk hulle klaar gewreek het op hulle vyand. Kyk, dit staan in die boek van die opregte. En vir 'n volle dag het die son daar in die middel van die hemel stil gestaan en was glad nie haastig om onder te gaan nie. Nog nooit was daar so 'n dag waarop die Here na die stem van 'n man geluister het nie, want dit was vir Israel dat die Here geveg het. Toe het Josua en al die Israeliete teruggegaan na hulle kamp in Gilgal. In hulle vlug het die 5 Amoritiese konings gaan wegkruip in 'n grot by Makeda. Daar is toe aan Josua vertel, die 5 Amoritiese konings is in 'n grot by Makeda gekry waar hulle weggekruip het. En Josua het gesê, julle moet groot klippe voor die ingang van die grot rol en manne daar sit om dit op te pas. Moet egter nie daar bly nie, maar jaag die vyand agterna en roei hulle uit voordat hulle versterkte stede vind. Hulle word in julle hand gegee deur die Here julle God. Josua en die Israeliete het hulle 'n baie groot slag toegedien en hulle bykans heeltemal uitgewis. Slegs 'n paar kon wegkom en versterkte stede bereik. Die manne het omgedraai en almal veilig teruggegaan na Josua en die kamp in Makeda, en niemand het dit gewaag om sy mond oop te maak teen Israel nie. Toe het Josua beveel, julle moet die bek van die grot oopmaak en daar die 5 konings uitbring na my toe. Toe maak hulle so. Die 5 konings van Jerusalem, Hebron, Jarmut, Lagis en Eglon het hulle uit die grot gehaal en na hom gebring. Toe hulle die konings na Josua toe uitbring, het hy al die Israeliete nader geroep. Toe sê hy vir die bevelvoerders van die leer, kom hier en sit julle voete op hierdie konings se nekke. Toe staan hulle nader en plaas hulle voete op die konings se nekke. En Josua sê, moet glad nie bang wees of verskrik raak nie. Julle moet sterk wees en moed hou. Dit is wat die Here sal doen met al die vyande teen wie julle nog gaan veg. Toe het Josua die 5 konings doodgemaak en tot die aand toe aan 5 pale gehang. Maar toe die son begin ondergaan, het Josua beveel dat hulle van die pale afgehaal moet word en in die grot waarin hulle weggekruip het, gegooi moes word. Daar is toe groot klippe voor die bek van die grot gestapel. Dit is nou nog daar.
Op dieselfde dag het Josua Makeda ingeneem. Hy het die koning en al die inwoners van die stad met die swaard omgebring en dit met die banvloek getref. Niemand het vrygespring nie. Soos hy met die koning van Jerigo gemaak het, het hy ook met die koning van Makeda gedoen. Toe het Josua en al die Israeliete van Makeda af na Libna getrek en teen hulle oorlog gevoer. Libna en sy koning is ook deur die Here in die hand van Israel gegee. Elke mens in die stad het hy met die swaard omgebring. Niemand het vrygespring nie. Soos hy met die koning van Jerigo gemaak het, het hy ook met die koning gedoen. Toe het Josua en al die Israeliete van Libna af na Lagis getrek, dit beleer en teen hulle geveg. Lagis is ook deur die Here in die hand van Israel gegee. Op die tweede dag het Josua die stad ingeneem, en net soos met Libna, het hy elke mens in die stad met die swaard omgebring. Horam, die koning van Geser, het toe na Lagis getrek om hulle te help. Hy en al sy manskappe is deur Josua verslaan. Niemand het vrygespring nie. Toe het Josua en al die Israeliete van Lagis af na Eglon getrek, dit beleer en teen hulle geveg. Nog op dieselfde dag het hulle die stad ingeneem en al die inwoners met die banvloek getref. Hy het dieselfde met hulle gedoen as wat hy met Lagis gedoen het. Toe het Josua en al die Israeliete van Eglon af na Hebron getrek en teen hulle geveg. Hulle het die stad ingeneem. Die stad, sy koning en al die omliggende dorpe met al die inwoners daarvan is met die swaard omgebring. Net soos in Eglon het niemand vrygespring nie. Die stad met al die mense daarin is met die banvloek getref. Toe het Josua en al die Israeliete weggedraai na Deber om daarteen te veg. Hy het die stad ingeneem. Die stad, sy koning en al die omliggende dorpe met al die inwoners daarvan is met die swaard omgebring. Al die mense is doodgemaak. Niemand het vrygespring nie. Hy het met Deber en sy koning gemaak, soos hy met Hebron en Libna en hulle konings gemaak het. So het Josua die hele land ingeneem, van die bergwêreld tot by die suidland, die Negev, en van die laafveld, die Shefela, tot by die hange, en al hulle konings. Niemand het vrygespring nie. Soos die Here, die God van Israel, beveel het, is al die mense met die banvloek getref. Van Kades Barnea tot by Gaza, en van die Gosenstreek af tot by Gibeon, het Josua hulle almal oorwin. Met een veldtog het Josua al hierdie konings en hulle grondgebiede verower. Die Here, die God van Israel, het vir hulle geveg. Toe het Josua en al die Israeliete teruggegaan na Gilgal, waar hulle kamp was.